Baie welkom by Gesonde Liggaam en Gesonde Gees en ons gaan verder gesels oor verslanking en ook wat die rol van hormone in verslanking speel. Ek wil 'n ander woord gebruik, maar ek mag nie. Maar om ons beter te verduidelik, natuurlik Dr. Stefan, dankie dat jy gekom het en weer gesels saam met ons oor hierdie mooi woord verslanking, maar ook hoe hormone 'n invloed daarop. Want ek dink ons vergeet baie keer ons is ook uit hormone bymekaar gesit. So ja, welkom hierso en gesels met ons verder. Dankie. Kom ons begin by groot hartseer en dis oorgewig kinders. Ek sien baie van hulle ook, ouers bring die kind, dan is dit 10, 11 jaar oud, weeg 80 kilogram. En ja, die ouetjie neem nie aan sport deel nie, ook hy's te groot, hy word gespot, etc. En die spesifieke kind het ek skildklier getoets en die skildklier was te onderaktief gewees en insulienweerstandig. Sure. So, jy weet, daar's mediese rede dan hoekom die kind so is. Dan is daar ook emosionele rede. En ons kinders vandag word in ander omstandighede groot. Daar's baie meer druk. Ja. En die druk kom van buite af ook, paat probleme dalk by die werk en dat en daar's finansiële druk en in COVID het ons gehoor wat is druk en ons ervaar nog steeds die druk, die nadruk van COVID. En jy weet, hier sit kinders wat emosioneel oorbelaai is, hulle weet nie hoe om dit te hanteer nie, ooreet is maklik, die lewe is so vinnig, ons ry net gou deur die drive-thru, en ons vat 'n vinnige enetjie, wat gelaai is met kalorieë, vet, suikers, en ook slegte hormone wat hulle die goed volspuit. Volspuit, alles, so, dit speel dan 'n baie belangrike rol, en dan kom ons by die ouderdom hier van 12 jaar af, wanneer hormonale veranderinge begin plaasvind. So nou sit ek hierdie kersie ook nog op die koek. En partykeer gebeur dit deesdae vroeër. Dit is, ons sien hierdie vroeë stimulasie alreeds. Daar's baie redes daarvoor, die kinders word ook baie vroeër blootgestel aan pornografie en seks, so dit begin klaar al 'n gedagte aanwakker, en waar 'n gedagte is, begin 'n saadjie geplant, en dan begin dit die liggaam in gereedheid bring vir dit, want dit is waaroor ek dink, en daar gaan die ontwikkeling. Ja. En dan kry jy dan dat estrogen dan op 'n vroeë ouderdom begin inskop. So, die eerste ding wat estrogen dan gewoonlik doen is vetstoring. So, estrogen dan stimuleer die stoor van vet. En hierdie meisie begin nou gewig optel. En estrogen moet deur die lewer afgebreek word. En die afvalproduk van estrogen is wat ons noem estrogen metaboliete. En estrogen metaboliete is toksies vir die liggaam. Dit is kankervormend. Dit maak akne. Dit maak dat ek gewig optel, want dit oorstimuleer dan weer die produksie van vet, en nou begin ons vet stoor, en daar gaan ons. So nou sit ek met 'n oorgewig, emosionele tiener met akne, en moet nog draadjies ook kry. Verstaan? En ja, met al die ander goed wat by die skool aangaan. Yes, dan is die druk van die skoolprogram, die sportprogram, en ek kan nou nie meer aan hierdie sport deelneem want my gewig, almal praat, ek kan nie meer swem nie want ek lyk nie goed in die kostuum nie. So nou daar begin die moeilikheid kom. En dan gaan ons nou dokter toe, en die ding, en ek wil dit in die openbaar daar buite sit, is dat die vinnige manier is, sit die kind op die pil. Daar was nou weer in die week by my 'n meisietjie op 12 jaar oud, sy's op die pil. Ag nee. 12 jaar oud, sy's op die pil. Wanneer het jy begin menstrueer? Op 11 oom.
Sjoe. 12 jaar oud op die pil. Sy is lank, sy lyk soos 'n 14-jarige kind, sy het reeds begin borste ontwikkel, so estrogen pomp hard. Wat gaan die pil doen? Die pil gaan die estrogen probeer reguleer. Onthou ek het gepraat nou van die estrogen metaboliete, dit wat deur die lewer afgebreek moet word. So, my benadering is anderster. Ek gebruik 'n ensiem wat in broccoli voorkom. Maar dan moet jy 1 kilogram broccoli 'n dag eet. Ja, dankie. Soos daai seentjie wat sy pa sê, hoekom eet jy nie daai broccoli nie? Hy sê, die boom, in die Bybel staan, die boom van kennis van goed en kwaad moet jy nie van eet nie. Ja, jy sien. So, met die gevolg is, ek gee dan hierdie ensiem, daai indolmethane wat voorkom in broccoli, natuurlike ensiem, en die ensiem help die lewer om estrogen en estrogen metaboliete vinniger af te breek. So, ek wil nie die kind se ontwikkeling in gedrang bring. Ek wil dit wat te veel is, wat moeilikheid maak, vinniger uit die liggaam uitkry. En die oomblik as jy hom begin drink, dan as jy sien jou urine word so donker oranje, dan weet jy, daar gaan die oortollige estrogen en estrogen metaboliete, en net laat die kind deur hierdie stormdrang ontwikkelingsperiode kom. Net soos wat ons sien groei, hier het ons nou 'n groeiversnellingsfase, en nou staan die ouetjie weer bietjie stil, en dan groei hy weer, en net so kry jy ook met hormonale produksie, en so jy kry hierdie storm van estrogen, wat hierdie meisie laat groei, en ontwikkel, etc. Nou wat doen die pil dan? As hy, so, want ek weet, partykeer gee hulle die pil om die menstruale siklusse te bietjie stabiliseer en dan die pyn weg te vat, en dan gee hulle ook die pil vir akne. Ek weet, dis die twee groot redes maar wat is die negatief dan vir dit? Wanneer hulle kom sit by my op 5:26, en ek is nou al getroud vir 3-4 jaar en word nie swanger nie, dan is my eerste vraag, op watter ouderdom het hulle jou op die pil gesit? Nee, op 14. Op watter ouderdom het jy seksueel aktief geraak? Nee, sommer vinnig, want ek het nou 'n verskoning. Ek het sekuriteit, ek gaan nie swanger word nie. Daar word nie aan daai aspekte gedink nie. Jy weet natuurlik, die ginekoloog gaan vir jou nou teekanting gee hierso. Verseker. Maar tog, mens moet dink aan ons samelewing waarin ons is. Terwyl jy met 'n doodgewone ensiem 90% van dit wat die pil sou gedoen het, kan regkry en kan beter doen. Okay. So, hoekom dink mens nie in daai roete ook nie? En DIM is regtig onskadelik. Ons gebruik dit ook in nierprobleme, prostaatprobleme, en so dit help vir verskeie goed in die liggaam, maar vir die lewer veral om te detoxifiseer. So om terug te kom na die DNA toe. As jy sit met slegte detoxifikasie-gene in die lewer, ons praat van die GSTM en GSTP genes, so daar's 'n bepaalde gene in fase 2 van die lewer detoxifikasie, wat die medikasie moet afbreek, onder andere die pil. En as jy slegte gene daar het, laat jy hierdie pil nie oordentlik afbreek nie, verhoog jou risiko vir borskanker en daai goed vorentoe. Sure. Jy sit met meer metaboliete. En my vraag dan in teendeel is, as ons dan gaan na hormoonterapie toe vir vrouens in menopause, dan jy mag nie op die hormoonterapie so lank bly nie, want jou kanse vir postmenopausal borskanker is baie groter. Wat is die verskil dan? Verstaan? So hierdie jong kind wat 'n oormaat hormone produseer, ja, die pil gaan goed stabiliseer. Die pil gaan werk. Ek stry nie daaromtrent nie. Die pil is 'n maklike oplossing. Maar dis nie 'n gesonde oplossing. Nee. Of langdurige oplossing, ja. Verseker nie. En waarvoor 'n ensiem dan kom en hy breek die metaboliete af,
dit ondersteun die lewer van die wat swak lewergene het en ondersteun die lewer. Ja. Eerder as wat ek meer druk nog op die lewer sit. So. Weet jy, maar ons is nou hier by verslanking en hormone, maar watter behalwe kom ek begin weer. Die skildklier is 'n belangrike rolspeler vir verslanking. Is dit een van die belangrikstes? Ja, want die eindproduk van die skildklier is T3 hormoon wat vir die vetsel sê maak oop, ons het vet nodig. So as daai werking nie plaasvind nie en ek het nie genoeg van die hormoon nie, 'n hormoon is 'n chemiese boodskapper. So hy sê gaan doen die ding. Ja. Maak die deur oop dat die vet kan uitkom. So nou kan jy die eet oefen so hard wat jy wil. As die deur nie oop gaan nie, dan gaan die vet stadig uitkom. En dit is nou as die skildklier onderaktief is. Ja. Okay. As hy ooraktief is die deur oop. En hy gee. En daai mense verloor gewig. Hulle word maar hulle sit met hartklopings en ander gevaarliker goed. So, dis is eintlik dan baie gevaarlik. Ja. Maar hoekom sny hulle aan die skildklier? Jy sal net in 'n skildklier sny as daar 'n gewas gevorm het in die skildklier. Of 'n vergrote skildklier alhoewel vergroot maar is gewas. Okay. En nou ek het nou die terme gehoor, die skildklier brand. Ja, so wat nou gebeur is hy ooraktief raak. Dan kan hy jou hartskade veroorsaak, want hy druk hy hart weg. Ons noem dit tachykardie. So die hart is die heeltyd in 'n hoë hartritme. Met die gevolg is jy wil dan daai ding stop. Nou baie los om nou laat hy maar aangaan as die harttempo nie so hoog hardloop en so ooraktief is nie en dan brand die skildklier homself uit en dan raak hy onderaktief. Maar vir onderaktiwiteit is daar medikasie wat hulle dan gee en sê ons gee hormoonvervanging. So ek vervang die hormoon wat jy sou maak met 'n sintetiese hormoon en hy gee dieselfde boodskap. Okay. En maar daarvoor hy hardloop net weg in 'n outo-immuun siekte met die naam van Graves. Graves disease is dan wanneer jou liggaam se immuunstelsel die skildklier aanval en hy gaan in ooraktiwiteit in. En die mense verloor dan gewig, hare val uit en harttempo hardloop wild, voel angstig. En dan ook kan hulle oë vergroot. Dit lyk eers in die begin soos mooi groot bokkie oë, maar dan lyk dit of jou oë wil uitpeel. So Graves disease is regtig 'n gevaarlike siekte waar hulle dan gaan 'n chirurgies die skildklier uithaal. Of hulle gee vir jou reaktiewe jodium en dit brand die skildklier weg. Want dit is lewensgevaarlik. Onderaktiewe skildklier is nie lewensgevaarlik nie. Maar hy laat jou gewig optel, die hare val uit, die moods, dis huil, dis op, af, dis moeilik, dis depressie, dis ook 'n auto-immuun. Is ook 'n auto-immuun siekte met naam van Hashimoto. Ja, dit is aaklige siekte. So 'n mens moet die auto-immuniteit dan behandel om uit die toestand uit te kom. En ons gebruik 'n baie suksesvolle behandeling daar in met colostrum produkte. Colostrum bevat intelligensieproteïene wat vir die immuunstelsel sê hou op om die skildklier aan te val. Maar kan daai skildklier dan ooit weer regkom as hy klaar gebrand het? Nee, 'n skildklier wat in daai tipe onderaktiewe fase ingaan wat pak slaag gekry het, En dan soos jy maar altyd op daai behandeling wees. Jy gaan maar daai pilletjie moet drink en om 'n goeie lewenskwaliteit te hê. Dis baie sleg. Maar ek is bly daar is 'n oplossing vir die auto-immuun. Dit is positief en dit is goeie nuus. Okay, kan stres jou laat gewig verloor of optel? Ek dink voel dit kan jy beslis laat optel. Stres word dan aktiveer ons die hormoon, die streshormoon kortisol. Okay. So kortisol gee terugvoer aan die brein, aan die hypothalamus aan die brein wat die stresbeheersentrum is
wat ook die eetlus beheersentrum is, wat ook die glikose beheersentrum is, So. wat ook die bloeddruk beheersentrum is. Sien al die goed wat stres doen? Right. Ja. So met die gevolg is 'n mens wil graag 'n goeie kortisol vlak hê. Hoë kortisol aan mense wat hoër stresvlak hardloop, hoër tempo, druk, werksdruk, langer ure, druk, dan hardloop kortisol die heeltyd hoog. So van daar af moet kortisol nou die glikose reguleer. Hy moet heeltyd vir jou energie laat bly produseer en hy laat dan ook energie in die lewer stoor. Okay. Maar wat gebeur is te hoë lang vlakke, dan gaan ons 'n probleem met die wisselwerking tussen vet en glikose begin kry. Maar nou weet hy, ons gaan ook 'n boodskap instuur, stoor vir my steenkool asseblief, maak die vetselle vol, want ek brand hom te veel hier. So ek het nou nodig dat daar ook gestoor word. En dan begin ek dan van daai energie in die vorm van vet ook stoor, sodat ek volgehoue energie kan bly gee in die stresvolle situasie. Dis eintlik gemaak op veg en vlug. Ja. En ons is nie gebou om te stres nie. Ons is gebou veg, vlug, die Kalm. aanval is verby, rustig, eet bessies, sit om die vuur, kuier, daar sy, rustig. En dan brand ons onsself totaal en al uit en dit is wanneer die byniere seer kry. Ja, wanneer ons daar gaan, by bynier uitputting, dan begin die kortisol vlak val. Ek het nie meer 'n buffer teen stres nie. Nou begin stres naby my kom. En dan ook DHEA wat gesien word as die liggaam se battery. Hy val dan heeltemal. Ja. So hierdie ou is nou uitgebrand. Uitgebrand. Moeg, pap, sat, emosioneel klaar, gewig is opgetel, kan nie gaan oefen nie, wil nie oefen nie, wil nie, depressie, etc. So die een kry dan antidepressante, bloeddrukpille, wanneer regulering is nie meer daar nie, is geen beskerming meer teen insulienweerstandigheid nie, word 'n tipe 2 diabetes. So nou word die lys van pille lank, Al hoe meer en maar die oorsaak van die probleem word nie aangespreek. was die stres. Daai ou slaap ook nou nie meer nie, want sy brein skakel nie af nie, die liggaam herstel nie, hy kom nou uit sy ritme uit. Alles wat ons in die vorige programme nou gepraat het van Ja. my biologiese ritme en energieproduksie is in sy maai in en hierdie ou slaap nie en hy's moeg en hy's uitgebrand. Slegte plek. Nou kom hulle by my wil gewig verloor. Dan sê ek, okay, we've got to get your body weight loss ready first. Nou begin ek eers weer die kortisol opbou, die DHEA opbou, die bynierfunksie optel, spysvertering herstel, werk aan die emosionele komponent, kry hulle aan die slaap, kry hulle terug in 'n ritme. Okay, nou kan ons met verslang. Waar trek ons nou al 6 maande later? Ja, in die proses het jy al gewig verloor, want onthou die gewig volg net. So alles net eintlik in plek val dan gebeur dit. Alles wat jy afgebreek het, moet jy eers gaan terugbou. Dis soos ek het gister ek dink 'n onderhoud gesien waar iemand sê eintlik het hulle oor finansies gepraat en toe sê die vrou 'n baie wyse ding van as jy 'n goeie produk het, sal die finansies volg. Weet as jy goed gesond is, sal die finansies volg. Ek het 'n ander gesegde. As jy geld jaag, bly vir jou weghardloop. Dis exactly dieselfde. As jy die gewig jaag, vang jy hom nie. Sure. Weet jy, nou ons het gepraat ook oor vrouens as menopause. Daai ek het besluit ek gaan dit nie kry nie. Gaan dit nie kry nie. Nie so. Nee, gaan dit kry. Ek het baie mooi gevra. Ek het baie mooi gevra. Nou al die ander goed wat ek het, gaan ek beslis nie dit kry. Maar in elk geval nou gebeur dit nou toe die vrouens nou vertel van my ouer vriendinne vir my. Ouer vriendinne. Hulle kry hot flashes en dan sit so verskriklike, dan moet hulle alles uittrek, hulle kry verskriklik warm en dan al hierdie goed is nou dis nou weer hormone, maar kan menopause verhoed? En jy het nie baie tyd nou nie, want ek sien die tyds op, kan menopause verhoed dat jy gewig verloor? Ja, 'n vrou
sonder hormone is nie 'n vrou nie. Kom ons begin daarby. Ons kan haar ander name gee, maar sy is moeilik. En sy tel gewig op. Ja. En sy is emosioneel moeilik. En sy kry hittegloede. En sy slaap nie oordentlik nie. En moet tog nie aan my vat nie, ek is geïrriteerd. Ja. Alright. So dit is 'n fase. So hoe makliker jy haar lewe vir haar maak om haar deur hierdie fase te kry, hoe beter is dit. Vir almal. Okay? Vir almal. En dan kan die gewig ook reageer. Kan 'n ou tannie gewig verloor? Ja, ek het nou net dag 'n tannetjie gehelp van 75 en sy het baie mooi 13 kg verloor. Ag, jene. Okay. Kan, die prinsipie is dieselfde. Gaan oor die hormone. Alles moet net metabolisme reg is stadiger. Dit is so. Dit het langer gevat, maar sy het nodig gehad om dit te verloor vir haar knieë en haar voete en haar rug. En daarna is daar energie, dis vrolik, dis opgeruim, trek ander kleertjies aan, daar kom ewe skielik grimering by en alles. Okay. Ja, ek meen as jy beter voel, dan doen jy Jy ander moet 'n vrou se hormone reg kry. Dan is daar harmonie in die huis. Okay, en wat sê net vinnig, dis die basiese bloedtoets om te kyk wat gaan aan met die hormone. So dis nie 'n DNA en al daai goetertjies nie. Maar dit is ook die regte bloedtoets op die regte tyd, op die regte om die regte antwoord te kry. Alles is maar om te weet. Wat? Soos jy altyd sê, jy moet meet om te weet. Dis hy. So tot 'n volgende keer. Totsiens.